Goeiedag almal en is lekker dat julle weer ingeskakel is by my vandag en as julle van hierdie video hou, share dit, like dit, subscribe, deel dit met iemand wat dit moet hoor en so ja, baie welkom. Nou ek gaan vandag 'n bietjie gesels oor hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense en selfs kinders van die Here. Ons as Christene, hoekom gebeur slegte dinge? Ek dink dis baie prakties en soveel mense het vra oor hoekom gebeur dit? En as God dan almagtig is, hoekom keer hy dit nie? Hoekom stop hy dit nie? En ons gaan vandag 'n bietjie kyk daarna, want baie keer vra ons hierdie vrae, maar ons kyk dalk na een of dalk twee opsies. En vandag gaan ek kyk na 5 opsies. En dit 'n bietjie uitlig en hopelik 'n paar van julle vrae beantwoord. Ek wil ook sê, ek is hier om te help, om te antwoord, maar ek gaan nie noodwendig alles kan antwoord nie. Ek gaan nie noodwendig alles weet nie. En ek sê altyd vir mense, dis kom geloof ook nodig is. So, maar dalk kan ek 'n paar vrae van julle dan ook beantwoord. Nou, die eerste rede wat ek hier gesê het, hoekom slegte dinge met ons baie keer gebeur, is nommer 1, want ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons moet besef dat hierdie wêreld is stikkend, is gebroke na die sondeval, na Adam en Eva. En ek wil hê ons moet saamgaan na Romeine 5 vers 12 toe. Romeine 5 vers 12. Nou kom ons lees saam uit Romeine uit. Romeine 5 vers 12, dan sien ons die volgende. Hoor mooi wat sê dit. Verder nog, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesonde het. So ek wil eers kom sê dat sonde het in die wêreld ingekom, en ons almal het ontbreek aan die heerlikheid van God. En saam met die sonde kom dood. En saam met dood natuurlik verganklikheid, want alles gaan dood op die einde. En ek wil hier kom sê dat die gebroke wêreld praat nie net van die fisiese dood nie, maar dit is hoekom ons baie keer ook in ons roeping, in ons doelwitte, in ons calling, kan daar ook dood wees as ons nie in God se wil is nie. En so belangrik vandag, dat ons lewe in 'n gebroke wêreld, hierdie wêreld gaan vergaan, en alles daarop gaan vergaan. En so saam met sonde, het hierdie verganklikheid ingekom, en dan ook die dood. En ek wil hê julle moet saam met my gaan na Romeine 8 toe. Romeine 8, lees ons dan ook vanaf vers 22. Dit sê ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het en hy sal ons van die verganklikheid bevry. Hoor mooi weer dat daar's 'n ewigheid hierna en hierdie is alles op aarde is verganklik. Dit gaan verbygaan en dit is gebroke. Met die sonde het die dood ingekom. En ek wil kom sê saam met dit is daar natuurlik swaar kry, hartseer ensovoorts as gevolg van die dood wat ingekom het. So wanneer ons praat van hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense en met ons hier op aarde, is want hierdie aarde is verganklik, is gebroke en dood het ingekom. En as gevolg van dit is daar lyding, is daar swaar kry. Ek wil ook sê dat om 'n kind van God te wees, beteken nie jy ontsnap die wêreld nie en sy gebrokenheid nie, eerder dat ons hoop in dit het. So besef dat terwyl hierdie wêreld gebroken en stikkend is, het ek en jy 'n lewende hoop, Jesus Christus wat in ons is, en dan weet ons ook, hy gaan ons van hierdie verganklikheid ook eendag bevry. Nou my tweede rede hoekom ek hier gesê het, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense is, God gebruik beproewinge om ons geloof te vorm. Dis belangrik en ek wil ook hier kom sê, voordat ons oorgaan na die Bybelverse, is dat net omdat jy 'n Springbok trui koop, maak dit jou nie 'n Springbok speler nie. Ek wil hê julle moet mooi verstaan wat ek nou sê. Want wanneer ons gaan na die skrifgedeelte toe, dan gaan ons lees dat hoekom beproewing en lyding en swaar kry daar is om die egtheid van jou geloof te toets. En so op die einde moet dit God verheerlik.
Net soos 'n coach of 'n afrigter, as hy my in die springbokspanne gaan sit, en hy het hardloop op my af, en hy stamp my, en ek huil en ek gaan van die veld af, dan was ek nie waardig eintlik om 'n springbokspeler genoem te word nie. En so wil ek dit kom sê, dan gaan die coach nie verheerlik word nie. En so ook met God en ons. Hy wil ons staf hê, hy wil ons sterk hê, hy wil hê ons moet die houe kan vat soms van die lewe en hom nog steeds verheerlik, want dit is hoe hy die eer gaan kry. Maar wanneer ons sê ons is 'n Christen, en wanneer ons eintlik net 'n supporter is, en ons hardloop op die veld, en ons kry eerste stamp, en ons klim af en ons sê, ag nee, wat hierdie is nie vir my nie. Kyk die wêreld na jou en sê, maar wat se tipe geloof is hierdie? Dis flimsy, dis fake, dis oppervlakkig, en daarmee kry God nie die eer nie. En so wil ek hom sê dat beproewinge kom op ons pad baie keer om die egtheid van ons geloof te toets. Nou ek wil hê julle moet saam met my gaan na 1 Petrus 1 vers 6 tot 8. 1 Petrus 1 vers 6 tot 8. Hoor mooi wat sê dit hier. Dit sê, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie beproef gemaak word deur allerhande beproewing, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, en goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. En julle kan ook saam met my gaan lees Jakobus 1 vers 2 tot 4. En ek het ook hier gesê dat wanneer ons kyk na 'n gym en daai ouens oefen daai spiere, dan weet ons dat, luister, dis seer. Dis so swaar kry vir daai spiere. Hulle is onder pressure, hulle is onder druk. Hulle moet al die strang op hulle vat. Dis nie lekker nie. Maar met tyd raak daai spier sterker. En kan hy meer optel, kan hy meer weerstand bied, kan hy langer uithou. En so is dit met jou en my ook. Ons gaan baie keer deur hierdie beproewinge, want God wil ons op 'n plek hê waar hy ons vir meer wil gebruik, waar ons sterker is, waar ons ander selfs kan help. Maar as ons net uitval by die kleinste dingetjie, hoe kan ons verwag God moet ons vir meer gebruik? En daarom is dit belangrik dat dit ook ons egtheid toets. Is ons fake? Is ons werklik net Christene wat support, wat sê ons is Christene, en die Here loof en prys met lippetaal, omdat dit goed gaan met ons? En julle kan die verhaal van Job gaan lees, hoe die duiwel hom wou toets, en sê, hy gaan na die Here toe, en hy sê, luister, Job dien jou, want hy is geseënd, hy het alles wat hy nodig het, en meer. En die Here sê, oké, kom ons toets hom, en dan bewys Job, dat sy geloof eg is, deur nadat alles van hom weggevat word, hy nog steeds die Here loof en prys, nog steeds die Here dien. En dit is hoe ons getoets word, om te kyk, is ons eg in ons verhouding met Jesus? Of is dit net lippetaal, is ons eintlik net 'n Christus supporter? Nou verder wil ek oorgaan na ons derde punt toe, en hier het ek gesê, ons moet besef, ons het 'n geestelike vyand. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, kyk wie hy kan verslind, kyk wie hy kan verskeer. En ons moet besef dat hy wil keer dat ek en jy by ons roeping uitkom. Hy wil keer dat ons van Jesus Christus praat, verkondig, sy koninkryk bring waar ons beweeg. En so gaan hy baie keer, daai spanner in die works of in die wiel sit, soos ons al gesê het, om te keer dat jy God se wil uitvoer. So ons moet dit ook besef. Maar ek wil ook hier kom sê, soos ons gaan kyk na die ander punte, dat nie alles is net die duiwel nie. Dis hoekom ek hier die 5 punte en redes vandag vir julle deurgee, is dat daar's verskillende redes hoekom slegte dinge gebeur. En my nommer 3 is hierso natuurlik dat ons het 'n vyand, naamlik die duiwel. Nou in Efesiërs 6 vers 12 kan julle gaan lees. Dit sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke owerheid, bose gees daar buite, is ons vyand. En so wil ek hom sê, dat ons moenie net die vlees veg en dink dit is wat ons vyand is nie. Die geestelike, die bose geeste is ons vyand.
Nou julle kan saam met my gaan na 1 Petrus 5 toe. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 vers 8 en 9 lees ons. Wees nigter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teer. En moenie vergeet nie dat dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. En so belangrik vandag dat die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, kyk hoe hy ons kan verslind. Maar dan kom bemoedig die skrywer ons ook daar. Hy sê, luister, daar is soveel medegelowiges reg oor die wêreld wat deur dieselfde beproewinge, deur dieselfde lyding, deur dieselfde swaar kry gaan. En so daarom moet ons eerder vir mekaar bid, mekaar opbou, mekaar motiveer om aan te hou. En so wil ek ook hê julle kan saam met my gaan na Job 1 vers 8 tot 12 en dan ook Openbaring 9 vers 11 wat praat van Apollyon is een van die duiwelse name wat beteken vernietiger, destroyer. En so besef vandag dat hy wil ons vernietig. Hy wil ons lewens verwoes. Hy kom om te roof en te steel en te vernietig. En so besef dat jy het 'n vyand. En daarom is dit belangrik vir jou en my om op ons knieë te bly, die wapenrusting van God aan te hê en 'n verhouding met die Here te hê om in sy beskerming ook dan te bly. En so wil ek jou kom bemoedig vandag. Hou aan, moenie toelaat dat die vyand jou vernietig nie. Moenie toelaat dat hy jou op 'n plek kry waar jy opgee nie. Hou aan en gaan deur hierdie toetse, want jy gaan sterker op die einde aan die kant uitkom. Nou hier wil ek net gou iets kom sê. Baie mense sal sê, maar okay Andrew, nou as die vyand, die duiwel rondloop soos 'n brullende leeu en ons wil verslind en ons wil verskeer en al hierdie dinge veroorsaak wat gebeur, hoekom keer God hom nie? Hoekom stop God hom nie? Want die vyand het invloed, hy het nie volle mag nie. Ek wil dit kom sê vandag. Die duiwel kan jou beïnvloed, maar hy het nie volle mag nie. Jy het nog steeds 'n keuse om te maak, om hom te volg, om dood te kies. En die Here kom sê dit dan ook vir ons, en ek gaan nou net Deuteronomium 30 lees. Maar belangrik, dat hoekom laat God dit toe? En hier wil ek kom sê, dat ware liefde kom van twee kante af. Forcerende liefde is nie ware liefde nie. Dis nie liefde in sy egtheid en in sy oorsprong nie. En so God kom sê, luister, daar's 'n vyand wel daar buite, wat dood bring. Maar ek, Jesus Christus, bring lewe en kies my. En so God gee vir ons sy eie wil om dan reg of verkeerd te kies. As hy die vyand net sou vernietig en daar is nie 'n vyand nie, dan sou ons hom nie werklik lief hê nie, want daar is nie iets om teen te meet nie. Daar is nie toetse nie, daar is nie beproewinge nie, daar gaan dan nie 'n keuse wees nie. Dit gaan forcerende liefde wees. So eintlik kom doen Jesus dit, want hy wil hê, net soos hy sy liefde reeds aan ons bewys het, wil hy hê ons moet hom terug lief hê. En so wil ek hom sê, vir elkeen wat al twyfel aan, hoekom laat God dit toe? Hy haat ons, of hy's kwaad vir ons, of hy wil ons nie by hom hê nie, of wat ook al die rede mag wees, is nie waar nie. Dis 'n leuen van Satan. God het juis ons eie wil gegee, omdat hy lief is vir ons. Die vyand lewe juis nog steeds, want God wil hê dat die liefde wat ons vir hom het, nie forcerend moet wees nie. Maar ons kan kies. Dit kan van ons hart af kom spontaan wees. En dit is eintlik baie mooi dat God ons daai vrye wil gee. Ek het hier gesê, sonder keuse sal die liefde nie eg wees nie. En so daarom wil ek hom sê vandag dat God se liefde is eintlik eg deurdat hy dit toelaat in ons lewe. En in nommer 4 het ek hier gesê ons eie wil. So die vyand is daar, maar ons het ook ons eie wil wat ek nou net van gepraat het, ons eie keuses. En hier wil ek hom sê dis baie belangrik. Baie keer kan ons God blameer, of ons kan sê, Here, hoekom gebeur dit met my? Of Jesus, hoekom het hierdie toegelaat? Maar baie keer is dit eie wil. Net soos daar natuurwette is daar ook geestelike wette in plek. As ek van 'n 4 verdieping gebou af gaan spring, gaan ek dood wees of op al my bene breek. Dis die wet van gravitasie. Dis 'n natuurwet. En God
God gaan dit nie net oorskry nie. God gaan nie net sê, okay, vir vandag gaan ek daai wet wegvat en ek gaan jou eerder beskerm nie. Nee, daai wet is in plek. En so wil ek kom sê ook, dat daar's 'n wet in die gees wat kom sê, kies lewe of kies dood. Wanneer ons self besluit, ek kies dood, is die nagevolge dood. En so wil ek kom sê, baie keer blameer ons vir God vir goed wat ons eie wil is. As ek iets verkeerd doen, as ek sonde aanhou doen, en dan kom 'n nagevolg, ek tel 'n siekte op as gevolg van dit, of ek kom in 'n motorongeluk, want ek het dronk bestuur, dan het God niks daarmee uit te waai nie. Dit is jou en my se eie keuse, en ons dra die nagevolge van dit. En so wil ek kom sê, saam met gebroke wêreld, saam met God wat ons soms deur lyding en swaar kry sit, saam met die vyand wat daar buite is, het ons ook 'n eie wil. En dis hier waar baie mense dalk my gaan kruisig en nie daarvan hou wat ek nou sê nie. Maar dis belangrik, ons gaan dit moet besef. En soms is ons ook die nagevolge van iemand anders se verkeerde keuses. En dan kom dit ook in, maar ons is ook deel van 'n gebroke wêreld. En so want jy kan daar sit en sê, maar Andrew, ek dra die nagevolge van iemand anders se keuse, se verkeerde keuse, wat hulle gemaak het. En dit is so. En daarmee wil ek eintlik kom jammer sê daaroor. Maar besef ook, ons is in 'n gebroke wêreld. En dit gaan nie volmaakie wees nie. Maar mag jy, wat sit en luister, of staan en luister, die regte keuse maak, lewe kies. Nou in Deuteronomium 30 vers 19, kom sê die Here vir ons. Hy sê vandag, luister, kom kies lewe of seën, of kom kies dood en die straf. En so wil ek vir jou kom sê, met elke keuse wat jy maak, mag jou keuse onderwerp en onderdanig wees aan God se wil. Mag jy lewe kies, sodat jy God se seën kan beleef. En so ons eie wil speel ook 'n groot rol in baie keer die slegte goed wat met ons gebeur. En laastens wil ek afsluit om te sê dat God is soewerein. Hy is almagtig en hy is alwetend. En ons gaan nie noodwendig als verstaan wat met ons gebeur en hoekom dit gebeur nie. Wat hy wel vra is dat ons op hom sal vertrou, dat ons sal weet hy het 'n beter plan. Hy sien die groter prentjie, want hy's alwetend. En so wil ek hierdie voorbeeld kom gebruik ook. As ek hier 'n skildery sou gehad het en ek sit 'n klein muurtjie wat in die tuin loop, op daai skildery, dan al wat daai muurtjie sien is die bietjie lyne of die bietjie verf voor hom, die kleure dalk, maar hy sien nie die volle prentjie nie. Wie die volle prentjie sien is die kunstenaar. Die kunstenaar kan terugstaan en kyk hoe lyk die hele prentjie, maar die muurtjie sien dit nie. En so wil ek vir jou en my kom sê dat ons sien gedeeltelik. Ons sien net vir 'n stukkie van wat gebeur. Maar God kom sien die hele groter prentjie. Daarom is dit belangrik dat ek en jy hom sal vertrou met dit waarmee hy besig is. Ek wil vir julle graag Jesaja 55 lees. Jesaja 55 vers 8 tot 9. Hoor mooi wat sê Jesaja 55 vers 8 tot 9. Dit sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. En so is dit belangrik dat God se gedagtes, die groter prentjie, sien hy baie keer, en ons sien dit nie altyd nie. Nou ek wil hê, julle moet saam met my gaan na Filippense toe, en hier kan ons sien wat Paulus ook dan hier kom sê. Hoor mooi wat sê, hy sê, ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. In die Engels sê dit advance. En so Paulus kom sê, luister, ek sit in die tronk, maar as gevolg van wat met my gebeur het die evangelie versprei, het die evangelie bevorder, het God se heerlikheid eintlik meer gekom. En so wil ek kom sê vandag, in sy toestand, in sy slegte situasie, kom sien hy die groter prentjie. En so wil ek ook vandag hê, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan,
Kom en sien die groter prentjie. Want God is besig om jou sterker te maak. God is besig om sy heerlikheid te laat skyn deur jou, wat jy, waar jy is, soos jy getuig van hom. En so, in Romeine 8, vers 28 lees ons ook, dat alles werk te goeie mee vir hulle, wat geroep is, deur God, en vir wie hy lief is. En so wil ek hom sê ook, dat God is besig met iets groter. Mag ons hom toelaat, om sy wil ook uit te leef in ons lewe. Mag ons saam met God gaan, en nie net probeer hom altyd in ons prentjie inpas nie. Mag ons toelaat, dat sy wil geskied in ons lewe. En so in opsomming vandag, wanneer slegte dinge met ons gebeur, is daar 5 redes wat ek net neergesit het, daar kan baie meer ook wees. En die eerste enetjie natuurlik het ek gesê, sodat is, ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons moet dit verstaan vandag. Hierdie wêreld is verganklik, dit is nie volmaak nie, dit is nie die hemel nie. Nommer 2, God gebruik beproewinge om ons geloof te vorm. Daai weerstand, daai lyding, daai swaar kry, maak ons geestelike spiere sterker, en God word verheerlik, en ons geloof raak eg. Nommer 3, ons het 'n geestelike vyand, die duiwel, wat rondloop en kyk hoe hy ons kan verslind en kan vernietig. Nommer 4, ons eie wil speel ook 'n rol, waar ons keuses het elke dag wat ons maak, en vanuit daai keuses maak ons of die keuse vir lewe, of die keuse vir dood. En laastens, God is soewerein, God is almagtig, hy is alwetend, en hy sien die groter prentjie. En daarom gaan ons nie altyd alles verstaan nie. En daarom is geloof nodig. So mag hierdie kort boodskap julle dan ook help. Mag julle dit beter verstaan. Mag julle toelaat dat die Here julle vorm, deur julle werk. Mag julle die duiwel teenstaan, en mag julle lewe kies, elke dag in julle lewe. Kom ons bid saam. Vader, ek kom bid vir elkeen wat na hierdie video kyk vandag. Mag jy hulle seën, mag jy hulle beskerm, mag jy hulle bewaar, mag jy hulle gebruik. En Vader, ek kom bid, maak nie saak wat hulle face nie, maak nie saak waartoe hulle gaan nie, maak nie saak wat se lyding en swaar kry hulle beleef nie. Here, dat hulle sal weet, U sit nog op die troon. Die vyand het dalk 'n invloed, maar hy het nie volle mag nie. Ja, Here, en soms gaan ons deur moeilike goed, maar U is besig om ons sterker te maak, want U wil ons gebruik vir groter en vir meer. Ek bid, Here, dat elkeen wat luister na die video vandag sal sê, Here, hier is ek. Kom en vorm my, kom en maak my, en dat hulle sal toelaat dat U in en deur hulle lewe sal werk, sodat U al die eer sal kry. Dankie, Vader, dat ons weet, U is 'n liefdevolle Papa. U is 'n God wat omgee en lief is vir ons. U sal ons nooit verlaat nie, en U is saam met ons, ten spyte van dit waartoe ons gaan. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Hou die reeks dop, julle volgende week gaan ek praat oor hoe reageer ons, of hoe behoort ons te reageer op hierdie beproewing, op hierdie lyding, op hierdie swaar kry waartoe ons gaan. Blessings vir elkeen van julle, mag julle 'n wonderlike week hê.